almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Nou in die erediens vandag in die kerk het ons die voorreg om weer te sien hoe 'n groepie jong mense hulle geloof bely. Hulle gaan belydenis van geloof aflê. Nou vir die meeste van ons lê die geloofsbelydenis baie jare in die verlede. Ek onthou nog hoe ek daar op 'n baie warm Mamasbury in die Swartland Noord gemeente die geleentheid gehad het om geloofsbelydenis af te lê. Of soos ons dit daai jare genoem het, om aangeneem en voorgestel te word. Nou die belydenisaflegging is eintlik mos maar net 'n manier om te erken dat God in my lewe betrokke is en dat ek in God glo. So vir die van ons wat nou baie lanklaas belydenis van geloof afgelê het, is dit dalk ook nou weer 'n goeie tyd om nou net weer dit te onthou en te onthou wat jy daar beloof het en 'n slag weer daaroor na te dink. So kom ons doen dit met Filippense 1 vers 3 tot 11. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou. Jy is hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. Wat my gevangenskap, sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Die ding van belydenisaflegging is mos dat ons is geneig om te dink dat dit is nou die einde van ons sonnaskooljare. Ons dink daaroor amper soos 'n gradeplegtigheid wat die einde is van ons universiteitsjare. Maar die geloofsbelydenis is nie soos 'n eindstreep van 'n wedstryd, van 'n wedloop nie. Dis juis nie soos die laaste dag van matriek of die gradeplegtigheid na jou studiejare nie. Geloofsbelydenis en belydenisaflegging is meer soos die eerste dag van jou skoolloopbaan, of die eerste dag van jou universiteitsloopbaan, of die eerste dag van 'n nuwe werk. Dis die begin van 'n nuwe reis. Dis om te erken dat ek het nog nie gearriveer nie, ek het nog baie om te leer, ek het nog 'n lang geloofsreis wat vir my voorlê in my lewe, 'n geloofsreis wat nog lank nie klaar is nie. Ons vergeet maklik dat ons nog baie het om te leer, veral as dit by geloof kom. Want 'n mens dink mos dat geloof gaan nou oor om seker te wees. Dit gaan nou oor om die antwoorde te hê, om die regte antwoorde te hê. Dit gaan nou oor dat 'n mens moet glo sonder om ooit te twyfel, dat ons altyd sterk en selfversekerd moet wees in ons geloof. En ons sien dit as 'n swakheid as 'n mens nie so is nie. Maar vat dit nou maar van my, as iemand wat nou al baie lank aankom met geloof. Ek het baie lank al in my lewe geleer dat dit juis nie so werk nie. Geloof gaan nie daaroor om sekerheid te hê nie. Dit gaan nie daaroor om die regte antwoorde te hê nie. Dit gaan nie daaroor dat 'n mens altyd in beheer is of altyd in beheer gaan voel nie. Of dat dinge altyd goed gaan uitwerk vir 'n gelowige nie. Geloof gaan eerder daaroor om die een te vertrou wat ons help om dinge in hierdie lewe bymekaar te hou. Dit gaan daaroor om die een te vertrou, veral wanneer ons nie sterk voel nie, wanneer ons onseker voel, wanneer ons twyfel. Paulus herinner ons weer hier aan in vers 6 van vandag se teksgedeelte. Hy skryf, dis God wat die goeie werk in julle begin het. So dis God wat die geloofswerk in ons begin en die geloofswerk in ons doen. Dis nie ons eie werk nie. Dis nie al ons harde werk en al die effort wat ons insit nie. God het die werk begin. En God het dit begin baie lank terug al. Lang nog voordat ons eers bewus was daarvan. Lang voordat ons selfs vir God kon kies. En ons weet dit, want ons is gedoop.
By ons doop het God vir ons elkeen ja gesê. En by ons belydenisaflegging is dit ons wat weer terug ja sê vir God. En ons moet gereeld ook eintlik maar ja sê. Na die belydenisaflegging, die res van ons lewe moet ons elke nou en dan maar aanhou ja sê, want ons is mos maar geneig om weg te dwaal van God af. Ons is geneig om te sukkel met ons geloof. Maar Paulus sê ook, hy sê nie net dit is God wat die werk in ons begin het nie, hy sê ook dat God is die een wat aanhou werk in ons lewens. So dit beteken God help ons om te groei in ons geloof. En dit beteken dat ons geloof kan verander oor die jare. Dit beteken ons mag maar die moeilike vrae vra. Dit beteken ons gaan soms sukkel met ons geloof, ons gaan soms twyfel. Daar gaan dae wees wat jou geloof baie sterk voel en ander dae wat jou geloof minder sterk voel. Daar gaan dae wees wat dit maklik is om te bid en dae wat dit baie moeilik is om te bid. En dis okay so, want die belofte is dat God aan ons vashou en dat God vir ons begelei deur ons lewens. Ons geloof gaan maar op en af gaan, maar God hou altyd aan ons vas. God laat ons nooit los nie. Dis die belofte. En daarmee saam, om dit te bevestig, bid Paulus in vers 9 dat die gelowiges se liefde en kennis en insig en onderskeidingsvermoë sal toeneem. In ander woorde, hy bid dat ons sal aandag gee. Hy bid dat ons sal aanhou leer, dat ons sal aanhou groei in ons geloof, dat ons sal aanhou groei in ons menswees. En daarby bevestig hy ook maar net weer dat geloof is nie staties nie. Geloof is iets wat ontwikkel, is iets wat groei soos wat ons ook ouer word. Ek weet dat my geloof is nie meer dieselfde as wat dit 10, 20, 30 jaar gelede was nie. Ek glo nou baie anders as wat ek in daai jare geglo het. Maar ek weet ook dat my geloof, ek het nou 'n groter rustigheid in my geloof. 'n Rustigheid ook daarmee dat ek nie alles weet nie, dat ek nie alles verstaan nie. Maar dan kom Paulus ook en hy bevestig ook vir ons 'n ander ding, of hy herinner ons daaraan, dat ons ook mekaar nodig het op hierdie pad, op hierdie geloofsreis. Met Paulus, hierdie teksgedeelte is 'n gebed vir die gemeente in Filippi. En hy bid vir die mense, hy sê dankie vir die gemeente. So dis, geloof is iets wat ons saam met ander mense doen. Ons het die gemeente nodig, ons het medegelowiges nodig. Geloof is nie 'n solo sport nie. Geloof is 'n spansport. Ons het mekaar nodig, ons help mekaar, ons leer by mekaar, ons leer saam met mekaar, ons moedig mekaar aan en ons bemoedig mekaar wanneer dit nodig is. So mag ons dan almal weer vandag hoor dat God hierdie werk van geloof lankal in ons lewens bewerk het, in ons lewens begin het, maar dat hy ook aanhou om ons in ons lewens te werk. Mag ons elke dag weer ontdek hoe God in ons lewens werk, hoe God ons vorm, hoe God ons leer, hoe ons groei in ons geloof en ook groei in ons menswees en in ons verhoudinge. En mag ons aanhou om mekaar te help, mekaar aan te moedig en mekaar te ondersteun op hierdie geloofsreis waarop ons is. Kom ons luister nou na 'n lied wat juis vir ons herinner aan wie ons behoort en dat ons meer van God in ons lewens nodig het. U soen my met die son, u streel my siel met die sagte wind, u fluister saggies my naam, verseker my weer, ek sien geliefde kind, u glimlag blink in die reën, en ek voel die seën, as die druppels my aanraak, is oral net waar ek gaan, en ek wil meer van u leer vandag. U trek my nader en nader, u vul my met die gees, ek staan telkens verwonderd en alles in my wil naby u wees, en as ek nou voor u staan met my hele
soveel, U is so kosbaar hier vir my. Het U gesterf, wat meer kan ek vra, wat minder gee ek as myself. Ek lê my naam voor U neer, kruisig myself, en ek volg U, Heer Jesus, in die skadu van die kruis. Op my knie wil ek lewe, Heer. U trek my nader en nader, U vul my met die Gees. Ek staan telkens verwonderd en alles in my wil nader U wees. As ek nou voor U staan,